oor die gedagte dat jou Sondag geloof en jou Maandag werk by mekaar moet pas en deel moet wees van mekaar. Ons praat oor die uitdaging van werk en hoe God ons roep na 'n plek toe waar ons werk aanbidding is en waar ons werk 'n plek is waar ons hom verheerlik. Dalk sit jy vanoggend hier en jy het dalk nou net begin werk of jy is al op aftrede. Die punt van die saak is oor die volgende 6 weke gaan ons op hierdie reis gaan en ontdek wat die Here vir ons wil sê oor ons werk. So 2 goed waarvan jy moet kennis neem is op woensdae-aande gaan ons groep lewe en al ons groepe gaan deur 'n 6 weke kursus gaan wat nie dieselfde is as die Sondagpreke nie, juis oor hierdie ding van werk. So as jy in 'n groep is of nog nie in 'n groep is nie, is jy so welkom om op 'n woensdag-aand ons te join. As jy net vir ons daar kan jou naam opsit, dan weet ons vir hoeveel om voor te berei, of sommer as jy uitstap by die infodesk ook, jy kan net scan met jou foon en net jou naam vir ons daar insit, en ons sien baie uit daarna om woensdae-aande saam te kuier. Dan saam met dit is daar 'n YouVersion Bybelplan in Engels en in Afrikaans vir hierdie reeks. So as jy vir die volgende 6 weke saam met ons die Bybelplan wil doen, kan jy hom ook scan, jy kan hom gaan soek op YouVersion ook. En dalk is daar 'n klompie ouens in jou werksplek of in jou besigheid wat jy voel vir die volgende 6 weke moet ons dalk saam hierdie Bybelplan deurwerk. En wat 'n geleentheid is dit nie om ook 'n stuk bediening in jou werksomgewing los te maak. So jy is so welkom om daarvan gebruik te maak. Ek wil volgens so begin. Ek luister nou die dag op die radio en hierdie liedjie speel wat ons almal so goed ken van Dolly Parton, 9 to 5. Hulle speel hom gewoonlik vroeg in die oggende. Nou, kan ek gou vir jou die versie lees of die koorgedeelte lees van hierdie song. En hierdie tannie praat so met baie van ons harte en sy sê, working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking but no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Sal iemand wat nou al amen wil sê. 9 to 5 for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear, sometimes that man is out to get me. Amen. Is daar nou mense wat kan sê amen. As jy jou eie baas is, die Here weet, hy gaan jou help in hierdie reeks. Hoekom is dit so dat ons praat van werk en dit is so verskriklik en ons sloof onsself af van 'n Maandag tot 'n Vrydag en dan sê ons dank Vader, dis Vrydag, dis naweek. En dan werk ons weer van 'n Maandag tot 'n Vrydag tot ons iewers 'n bietjie verlof kan vat. En ons sloof onsself af en is harde werk en is nie altyd lekker en eenvoudig nie. Hoekom ons werk so moeilik soms? Wel, wat soms belangrik is, en ek hou nou maar van hierdie stukkies agtergrond om te verstaan hoe het ons gekom vandag tot waar ons is. En ons westerse wêreld is baie beïnvloed deur Griekse filosofie, as jy dit nie weet nie. So die Grieke het sekere denkwyses en ons westerse wêreld word baie beïnvloed deur dit. Een van hierdie goed is Griekse mitologie. En daar was in 'n storieetjie in Griekse mitologie van 'n vroutjie met die naam van Pandora. En sy het 'n boksie gehad, Pandora's box. So Zeus, wat nou die god was van daai, in hulle gedagtes het die eerste vrou geskep wat Pandora is, en hy het vir haar 'n kussie gegee. En vir haar gesê, mag dit nooit oopmaak nie. Fout nommer 1. As dit 'n mooi kussie is, wie sal hom nie
oopmaak nie. Die tannie maak dit toe oop. En dan spring vreeslike goed uit hierdie kussie uit. Vloeke, siektes, swaar kry, pyn, hartseer, kwaad. En een van die goed wat toe uit die boksie ontsnap uit, is werk. Die vloek van werk op die mense. Want die Griekse gode, sê die mitologie, was net daar om plesier te beleef. En die mense moet hulle self net watch, dat hulle eerder die werk doen, dat ons kan vakansie hou as die gode. Hulle werk vir ons. En in hierdie stukkie Griekse mitologie daar 'n gedagte te ontstaan, dat werk sleg is, dat dit harde werk is, en dat werk niks te doen het met my geloof nie, en my verhouding met die Here nie. En wat ons vandag wil oor gesels, en ek dink in hierdie hele reeks, en ek wil jou vat terug na die tuin toe, ons gaan daar begin, om iets te verstaan van wat God in gedagte gehad het toe hy praat van werk, wat fout gegaan het met ons werk, en hoe Jesus dit herstel het, en ons uitnooi vandag, na 'n nuwe lewe toe, van werk. Jy kan jou Bybel saam met my oopmaak, in Genesis hoofstuk 2, as jy hom gebring het, is jy so welkom. Genesis 2, vers 2 tot 3, staan die volgende. God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het, deur dit te maak. Besef jy, dat die eerste ding wat ons ontdek in die woord, van wie God is dat hy 'n God is, wat werk. Ons ontdek hom hier besig, om die heelal te skep uit niks, om iets wonderliks te skep, uit chaos uit. Vader, Seun, Heilige Gees besig om te werk, en op die 7de dag het hulle klaar gewerk, en hulle kyk terug na die werk wat hulle gedoen het, en sê, dit was goed. Kan ek vir jou sê, die God wat ek en jy aanbid, is 'n werkende God. Jesus is aan die werk. Die Vader is aan die werk. Jesus is vandag besig om vir my en jou in te tree by die Vader. Hy is aan die werk, die Gees is aan die werk, die Vader is aan die werk. Dis amper, as ons daaroor dink, asof God sê, dat 'n deel van my goddelikheid is die feit dat ek werk. It's godly, it's divine. Dis asof die Here vir ons sê, en ek het hierdie woord 'n rukkie terug gebruik, dat om die lewe van welgeluk salig te beleef, is 'n deel daarvan om te werk. Jy kan nie die volheid van die lewe wat God in gedagte het vir ons beleef sonder werk nie. Hy is 'n werkende God. Selfs Jesus, hy was 'n skrynwerker voor hy 'n redder was. Hy het gewerk. Nou kom God, hierdie werkende God, en hy skep Adam en Eva in sy beeld en gelykenis, en die eerste ding wat God vir Adam sê en gee, is 'n werk. Ek dink, Here, gee hom net 'n breek. Hierdie ou maak sy oë oop in die paradys. Kan hy en die girl net 'n bietjie honeymoon nou? Net 'n bietjie die vrug geniet en die omgewing geniet, en laat hulle net 'n bietjie explore. Nee, van die begin af gee God vir Adam 'n werk. Genesis 2 vers 2 tot 3 het ons nou gelees, in vers 15
sê dit, die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en te bewaak. Die Here God maak iemand na sy beeld en gelykenis en hy vat hierdie persoon en hy sit hom binne in 'n tuin. En hy gee vir hom werk. Kan jy vandag verstaan dat die Here vir elkeen van ons 'n tuin gee om te bewerk en te bewaak? Hierdie tuin van ons en Adam se tuin ook bestaan uit twee goed. Die eerste een is die verantwoordelikhede wat die Here vir ons gee in die lewe. Dit sluit in alles wat jy fisies moet doen. Jou fisiese werk, jou roeping. Die tweede deel van ons tuin bestaan uit die verhoudinge wat die Here vir ons gee. Verantwoordelikheid, verhouding. En die Here sê, Adam, hier's jou tuin, jou verantwoordelikhede, jou verhoudinge, maak seker dat jy dit bewerk en bewaak. Hierdie woord bewerk is 'n ongelooflike woord in die Hebreëus. Avat. Avat maak jy nou? Ekskuus, daai was 'n gratis ene. Ek sê baie vir my vrou, ek moet so baie humor terughou as ek hier bo is. Alles is vir my baie snaaks partymal. Avat. Hierdie woord het 3 betekenisse. Die eerste betekenis van hierdie Hebreëse woord is om te dien. To serve. Die tweede betekenis van hierdie woord is om die grond te spit, saad in die grond te kry en te sien dat daar oes opkom. Die derde betekenis van dieselfde woord is om God te aanbid. Reg deur die Ou Testament, een woord vir al 3 van hierdie gedagtes. Eerstens, wanneer die Here vir jou 'n tuin gee met verantwoordelikhede en verhoudings, is jou roeping om te dien. En die tweede ding is om die grond los te maak, om dit te bewerk, om dit meer te maak, om lewe uit niks uit te sien gebeur, om dit te versorg, die nodige sonlig, die nodige nutriënte, water, sodat hierdie tuin floreer. En net so by the way, wanneer jy dien in jou tuin, en wanneer jy dit omspit, is jy besig om God te aanbid. Dis een van die grootste leuns wat die vyand nog ooit uit kon dink, is dat jou Sondag geloof nie pas by jou Maandag werk nie. Sien, dis dieselfde geloof, dieselfde aanbidding wat ons nou beleef het. Gebeur by die werk. Nee, maar Eugene, mag eens, wanneer laas was jy by my werk? Ek was nog nie daar nie. Maar in God se hart is dit dieselfde. Daar is nie 'n onderskeid tussen wat ons nou gedoen het met ons hande in die lug en 'n motorwerktuigkundige wat besig is om 'n motor te herstel, of 'n prokureur wat besig is om 'n saak te hanteer, of 'n dokter wat besig is om iemand te ondersteun, of iemand wat besig is om iets met hulle hande te maak, of 'n entrepreneur, of 'n verkoopsdame of 'n verkoopsman. Daar's geen verskil in God se hart en in die woord rondom dit nie. Dis die Grieke wat ons geleer het. Daar's sekere tipe werke wat baie spesiaal is en daar's sekere tipe werke waarvan jy wegbly. Daar's edele werke en daar's slegte werke. En jou godsdiens het niks met jou werk uit te waai nie. Die woord praat nie so nie. Die woord leer ons, aanbidding gebeur hier en dit gebeur in jou kantoor. Dieselfde woord, om te dien, om te werk en om te aanbid. Die tweede ding wat hier staan is nie net, is ons besig om die tuin te bewerk nie, maar ons is ook besig om ons tuine te bewaak. Om seker te maak, daar kom die jakkalse in en kom vreet die hoendertjies.
Seker te maak, daar kom nie voëls in wat al die oes opeet nie. Seker te maak, daar kom die diewe in wat kom steel, kom slag en kom verwoes nie. Dis God se plan. Dis sy hart van die begin af, is dat werk aanbidding sal wees. Dat werk 'n blessing in jou lewe sal wees. Maar nou moet ons vir onsself afvra, dis nou alles goed en wel en pragtig, maar my maandag tot Vrydag lyk nie altyd so nie. So nou moet jy moet jouself die vraag afvra, maar wat het fout gegaan met werk? As dit God se hart is, hoekom beleef ons dit nie altyd nie? En dis belangrik dat ons teruggaan na daai oomblik toe, waar die vyand, Satan, in ons wêreld ingekom het, en 'n ander verwysing na Adam en Eva toe gebring het, en dit was sy gedagtes. Dat Adam en Eva alles kan hê wat God het, sonder verhouding met hom. God weet alles, God besit alles, God is die God van alles. Adam en Eva, hier's 'n opportunity. Julle kan ook so wees, julle kan ook dit hê, maar die manier is hierdie, sonder hom. Meantime, was God se hart en God se plan, dat hy alles wie hy is en alles wat hy het, wil deel met ons, wat hom lief het, en ons wat in verhouding staan met hom. En toe Adam en Eva die leuen glo, dat daar 'n lewe is sonder God, hoe gebeur daar 'n stuk afstand en pyn in verhouding met die Here. Ek en jy weet dat alles wat ons aanpak in die lewe sonder verhouding met die Here, of uit verhouding met die Here, lei na wat? Na die dood. So ja, werk sonder verhouding met God, sonder die besef dat ek gemaak is soos hy, lei na die dood. Dis hoekom ons praat, jy werk jouself dood. Ek wil vat na Genesis 3 toe, want ek dink hier is belangrik om te verstaan, wat gebeur het na die sondeval met werk, in vers 19, Genesis 3:19. God het vir die mens gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, hoor mooi, is die grond deur jou toedoen vervloek. Hierdie selfde grond wat God vir Adam gegee het om te bewerk, is nou vervloek as gevolg van die feit dat Adam nie meer in verhouding met God leef, in terme van die werk wat die Here hom gegee het. Dan verduidelik hy dit, hy sê, goed, hierdie grond is vervloek, wat beteken dit? Hy sê, dorings en dussels sal opkom uit die grond uit. Wat beteken dit? Dit beteken voorheen, Adam, die werk wat ek jou gegee het, om die grond te bewerk, om die grond te dien, om my te aanbid, alles wat jy daar gedoen het, het effortless gebeur. Daar was vrug, daar was net mooi, dit was heerlik. Jy het 'n deel van wie ek is beleef, Adam, maar nou, omdat jy nie meer in verhouding met my leef nie, word werk hierdie eindelose stryd en sukkel om nog steeds my tuin te bewerk en te bewaak, maar soms saam met die vrug kom daar nou dorings en dussels op, terwyl ek werk. Daar's moeilikheid, daar's krisisse, daar's issues wat opduik. Jy het goeie intensies, maar die goed gebeur. Daar's retrenchments. Daar kom dorings en dussels op, wat nooit God se plan was. Dan sê hy die volgende, hy sê, met swaar kry sal jy daarvan eet. Met ander woorde, voor sonde kon jy eet
sonder swaar kry. Die Here het voorsien deur dit wat Adam gedoen het sonder swaar kry. Maar nou as gevolg van sonde is jou werk swaar kry en dan verduidelik die Here dat hy sê jy sal swaar kry want met die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. So jou werk gaan effort wees. Jou werk gaan hard wees. Dit gaan nie altyd net maklik wees nie. Dit gaan nie net altyd die goed voortbring wat jy graag wil hê dit moet voortbring nie. En dan die ergste van alles, en hierdie werk gaan jou tot die dood toe dryf, totdat jy teruggaan na die grond waaruit jy gemaak is. So voor die sondeval was werk aanbidding, dit was 'n aksie van aanbidding van Adam en Eva om God se heerlikheid te weerspieël wie hy is. Na werk is dit swaar kry, dis dorings en dussels, die grond is vervloek. En as dit die waarheid is, dan moet ek seker daarom, as dit so hard is, moet ek seker daarom ietsie uit kry. Rande en roem. Sien, hier is die probleem. En hopelik hoor jy my hart vandag. Werk was nooit die vloek nie. Werk is deur God gegee voor sonde. O my maggies, okay, nee wag, nou is my teologie de mekaar. Nee, dit was deel van God se droom. Is dat ons sal werk. Wat is die vloek? Wat is die straf van werk? Die swaar kry daarin. Die sweet daarin. Dis wat die probleem is. God se plan vir werk, en dit sal altyd so wees, was dat dit 'n plek van diensbaarheid sal wees, 'n plek waar jy vrug beleef, en 'n plek waar jy God aanbid. Ek dink so baie keer, en ekskuus as ek jou nou vandag heeltemal omkrap, maar ons dink baie keer, gaan nou net alles gee op aarde, gaan my alie afwerk, dis die mooi woord, gaan my alie afwerk hier, sodat wanneer ek in die hemel kom, ek die ewige rus kan ingaan. 'n ewige vakansie. Ek het vir jou slegte nuus. Jou God werk. Hy slymer of slaap nie. Die woord sê, ons gaan iets doen, jy gaan heers. Gaan lees die woord rondom hierdie goed, jy gaan heers. Weet jy wat's heers? Dis toe ek nou gister vir die eerste keer bietjie na my grasperk kyk, na die week se verskriklike koue, en dit lyk grys. En ek besef, ek gaan nou hier moet heers. Anders gaan ek my gras verloor. Ek gaan moet heers in hierdie area. Raai wat? Jy's gemaak om te werk, jy's gemaak om te heers. Jy gaan nie in die hemel soos die Griekse gode agteroor lê met 'n kookfontein in jou mond nie. Nee, jy's gemaak om te heers. Daar's 'n deel van goddelikheid wat ons beleef wanneer ons werk. Daar's iets van aanbidding wat jy beleef wanneer jy jou hande in die grond sit en sien hoe iets wat stikkend is, hoe iets wat vuil is, hoe iets wat chaos is, weer heel word en nuut word en groei. Dis deel van wie ons is as mens. Die probleem met werk is, as dit dan so hard is en is so swaar kry, dan moet dit daarom vir my iets beteken, en dis waar die krisis van werk inkom. God het nooit die intensie gehad dat werk iets vir jou moet doen nie. Sy plan was dat werk iets vir hom doen. En dat jy die gelukkigste mens sal wees, wanneer jou werk nie iets vir jou doen nie, maar vir hom.
Ons sien al hierdie krisis by die begin in die toring van Babel. Die toring van Babel se issue was nie dat die ouens die toring gebou het tot by die hemel nie. Die probleem was Genesis 11 vers 4 wat sê, kom ons maak 'n naam vir onsself. Sien, as werk die plek word waar ek 'n naam vir myself moet maak, of 'n plek word waar ek rande moet verdien, natuurlik is dit die plek, maar ek word amper in 'n sekere sin obsessed met die feit dat my werk moet vir my geld inbring. Dis in daai hartsgesindheid waar dood gebeur in 'n mens se werk, waar jy 'n stuk doring en dussel beleef wanneer jy besig is om te werk, want werk was nooit gemaak om iets vir jou te doen nie. Werk was gemaak sodat jy iets van wie God is kon uitleef. Sien, wanneer ek na my eie welstand begin kyk in werk, wat gebeur? Daar begin 'n skeiding plaasvind tussen wie ek weet ek in Christus is en hierdie ander identiteit wat besig is om vir myself 'n naam te maak of probeer om rande en roem by mekaar te maak. Dit maak dat ek geweldige druk en angs beleef. Want alles hang af van my. Waar voor die sondeval het alles afgehang van hom. Dis hy wat vrug gegee het. Dis hy wat die saad laat groei het. Dis hy wat die oes gegee het. Maar nou vanuit die sondeval uit is ek besig om op my eie te probeer swoeg en sweet. Dit maak my moeg, dit gee vir my druk, dit gee vir my angs. En ek beland op 'n plek waar ek vergeet dat ek behoort aan die koning van die heelal wat alles besit. Dit maak dat ek 'n skaarsheid mentaliteit het, dat ek optree soos 'n kind wat nie 'n vader het nie. Ek is in kompetisie met ander mense. Ander mense is my bedreiging in my werk. My enigste betekenis wat ek nou vind is of ek my werk reg kry en goed doen of nie. Ek probeer die meeste uit my werk uitkry because it's about me. Dank die Here vir Jesus. Want toe Jesus aarde toe kom en hy word 'n mens, het hy nie net ons weggebaan na die ewigheid toe nie. Hy het ook kom herstel bring in 'n klomp areas van ons lewe. Hierdie tuin van jou wat aanvanklik 'n blessing moet wees, wat nou voel soos 'n vloek en 'n straf, het Jesus Christus kom herstel toe hy in die tuin gestaan het. Die tweede Adam. En waar hy die keuse gehad het, gaan ek die werk wat my Vader vir my gegee het, gaan ek voortgaan met dit of nie? Die wonderlikste ding van Jesus is hy kom omdat God die Vader vir hom 'n werk gegee het. Hy het gesê, kom, red my mense. Versoen hulle met my, versoen die skepping met my. Jesus kom na hierdie aarde toe met werk om te doen. En die most amazing ding is, hy werk nooit vir sy eie eer nie, hy werk vir sy Vader se heerlikheid, altyd. Johannes 17 bid Jesus, hy praat met sy Vader in vers 4 en hy sê, ek het u op hierdie aarde verheerlik, deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. It was never about him. Die versoeking in die woestyn was om dit oor homself te maak. Spring hier af, wys vir die mense wat jy kan doen. Buig voor die vyand dat jy die koninkryke kan besit. Jesus was nie hier sodat die werk iets van hom kan maak nie. Sy werk was besig om iets van die Vader te maak, sy naam te verheerlik. En die tweede ding wat so ongelooflik is Jesus het nie werk net vir homself gedoen nie,
maar ook nie uit sy eie effort nie. Uit sy eie swoeg en sweet, uit sy eie bekommernis en stres, en begeerte na roem en rande. Nee, hy het dit absoluut in verhouding met die Vader gedoen, in vennootskap met die Vader. Hoor, Johannes 5 vers 19 wat sê, die Seun kan niks uit sy eie uitdoen nie. Hoor my vanoggend, my liewe vriendin en vriend, ouma, oupa, oom, tannie, hoor gou hier. Eugene kan niks uit sy eie doen nie. Jy kan niks uit jou eie doen nie. Wanneer jy dit uit jou eie doen, maak dit jou moeg en dit lei na die dood. Jesus sê, die Seun kan niks uit sy eie doen nie, maar hy is dan God. Ja, maar selfs hy wat God is, wat in verhouding met die Vader leef, besef die volgende, hy doen, behalwe alles wat hy doen hy, omdat hy dit die Vader sien doen. Want wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. Hierdie werk van Christus word in verhouding met die Vader gedoen. Jesus kom aan die kruis en by sy opstanding kom herstel hy af wat? Werk. Sien, ons hoef nie te wag vir een dag om weer die oorspronklike mooi en droom en roeping van God uit te leef in ons werk nie. Jesus het gekom om die koninkryk nou te bring in jou lewe. Terwyl jy in 'n sondige wêreld is, ja, waar daar dorings en dussels opkom, ja, waar jy sweet, waar jy swaar kry, het die Here 'n nuwe lewe gebring in jou werk, om vandag, waar jy is, in jou werk, iets te ontdek van wat dit beteken om my tuin te dien, om my tuin te bewerk, om my tuin te bewaak, en om dit te doen as aanbidding vir hom. Ek vra dat die worship span my join. Jesus nooi ons na hierdie lewe toe. Hy nooi jou uit. Kom ontdek die goddelikheid van werk. Kom ontdek wat dit beteken om hom te aanbid. Dis dan wat Paulus skryf in Kolossense 3:23 wat hy sê, wat julle ook al doen. Kan ek nou vandag vir jou sê, wat jy ook al doen. Of jy 'n tuismamma is, of jy 'n besigheid het. Of jy by Dis-Chem werk, en of jy op die parlement sit. Alles wat jy doen, sê Paulus, werk met geesdrift, soos vir die Here. Nie soos vir mense nie. Wow. Kan jy vir 'n oomblik dink? Jou werk. Vir wie is dit? By wie werk jy? Vir wie werk jy? Dis nie jou baas nie. Dis nie die besigheid nie. You're working for the Lord. Hy roep jou na hierdie lewe toe, waar jou vreugde en betekenis herstel kan word in werk, sodat jou werk aanbidding is vir hom. Kom ons bid. Here, ek is vandag net herinner aan soveel van ons wat soms in baie moeilike omstandighede werk en wat in groot vrees leef rondom ons werk, of bekommernis, of spanning en druk. Here, wil U nie kom vandag en ons bedien met hierdie waarheid, dat U ons innooi
in 'n nuwe lewe in, waar ons werkaanbidding is. Here, ek kom bid vir elkeen van ons, myself incluis, dat ons sal skuif. Here, kom help ons om te skuif, dat ons Sondag geloof en ons Maandag werk dieselfde is. Here, kom maak ons vry van die gedrewenheid en die gejaagdheid om 'n naam vir onsself te maak. Here, maar mag ons vir U 'n naam maak terwyl ons werk. Ek bid dit in U naam. Amen.